Welcome to She Brews, where we drink some coffee and we listen to amazing stories told by the most inspiring women. She Brews, koffie en chats. Met Nel en Zel. Ek het sommer net vir vanoggend hier wat daar ma's, mense, vrouens, mans is wat net voel hulle hang nou aan 'n garingkie. Dit het my so vanoggend laat dink aan die vrou wat net aan u wou raak, net aan die hem wou raak, en dit was genoeg. En so ek vra dat vanoggend se boodskap net vir mense voel hulle hang aan 'n garing, dat hulle net sal voel hulle hoef net aan die soem te raak. Amen. Ja, ek wil net sê, dis so waar, want dis wat my woord wat ek vanoggend gekry het vir vandag se episode is. Jesus turned and saw her, "Take heart, daughter," and he said, "Your faith has healed you." Precies, just then a woman had been subject to bleeding for 12 years, came up behind him and touched the edge of his cloak. She said to herself, "If I only touch his cloak, I will be healed." Jesus turned and saw her. "Take heart, daughter," he said, "Your faith has healed you." Dis presies wat ek hier op om vir julle te lees. Dit was my woord. Amazing. Ja. Het ons begin? Nee. Vriendinne, baie welkom by episode nummer 15 van She Brews. Wat 'n absolute voorreg is dit nie vir ons vanoggend om nog 'n episode te kan opneem en te trek by 15 nie. Dis absoluut net genade dat ons mense het om met ons te kom praat week na week, dat ons 'n amazing man agter die tegniese afdeling het. Hy is die man behind the scenes, baie humble, maar as hy nie was nie, sou hierdie ook nie moontlik gewees het nie. So dankie Claude. Hy is ook die eienaar van Easy Picks, daai advertentjie wat julle elke week sien in ons podcast. Hy is ook een van ons sponsors. Great Kersgeskenk. Nudge, wink, wink. Order yours now. So vriendinne, ons sit vandag en ons gaan bietjie chat met Rihanna. Ek wil sê dis 'n ou gesig, 'n vars gesig, maar 'n ou gesig. Iemand wat julle ook al ken. Die tannie gesig. Glad nie tannie gesig nie. 'n jong gesig, maar 'n bekende gesig is die regte woord. 'n bekende gesig. En ek wil eintlik ook net begin deur vir te sê dankie Rihanna. Ons sukkel soms om mense te kry om te kom praat, want ek dink dis nogal scary. Ja, dis hoekom, iets wat ons baie hoor by almal is, my storie is nie regtig, my storie is nie belangrik genoeg nie, of my storie is nie erg genoeg nie. Of ek het nie regtig 'n storie nie, maar dan drink jy met die persoon koffie, dan dink jy, boom. Ek moet weet, jy het definitief 'n storie, maar soos jy sê, hulle downplay eintlik bietjie hulle storie. Ja, so ons het mense wat altyd bereid is om ons te kom chat. En ek wil sommer vir jou sê dankie daarvoor. Maar ek het ook agtergekom in gesprekke by die skool met goed wat gebeur. In November dink ek begin mense so of excited raak want dit is amper einde van die jaar. In Suid-Afrika is dit tipies die vakansie wat kom, want dit is ons langskoolvakansie. Ons is supposed om baie son te hê, Vitamin A en D, maar ons lyk op ons in Engeland sit. Ja, hallo son kom uit. Dis so dat 'n vriendin wat in China bly het letterlik my gemessage en gevra, "Wat gaan aan in Suid-Afrika? Soos julle almal in julle Instagram stories is julle entoesiaste aan, want daai kant is dit nou winter. Is iets reg hier so nee, ek sê van dit jy's heeltemal reg. Dis reg. Ons almal wag vir daai switch. Ja. Maar ook in hierdie tyd bekende woorde, silly season, dis die crazy season. Ek dink by die skool 100%, by die werk 100%, mense jaag wat hulle wil goed klaar kry. Daar's 'n week of 2 weke oor om te doen wat jy eintlik in 'n maand sou doen. So dit is net eintlik, daar's nie vir my 'n ander woord as 'n mal seisoen nie. Ja, daar is liggies in die winkel en kersliggies, maar baie van dit is net opgeplak. Dis nie wat reg binne mense aangaan nie. Dis half net soos die skerm. Ja. En Anders is ek voel baie mense het al vir die 'n forced joy. Dis wat hulle portray, maar binne gaan die maas so hartjie so, want ek nog dit doen en ek nog dit doen, ek nog daai koop en niks van dit is noodwendig interne vrede nie. Ja. En dis baie keer 'n tyd wat ek dink mense hang eintlik net aan 'n garing.
Mense hang aan 'n draadjie, dis daai laaste draadjie, dis letterlik ek het nie meer nie, ek is op, ek is klaar. En snaaks genoeg het ek van gister af toe dink ek aan die stuk in die Bybel en vanoggend toe sê jy dis die woord wat jy gekry het vir ons. Is waar daar 'n vrou het gesukkel met bloeding vir 12 jaar en sy het net, ek dink ek kan net gou teruggaan. Sukkel is dalk 'n baie maklike term. Ek dink nie ons besef ek het wel 'n preek daar was al 'n preek oor om te vertel hoe intens dit was. Verstaan jy, sy was nie meer deel van die samelewing. Ja. Sy was half Shand. sy was Shand, ja. En as jy nou moet dink, medies gewys, hoe voel jy as jy luister en goed? As jy nou dink, hulle het nou nie daai tyd van die wetenskap deel van, maar as jy nou dink, jy verloor bloed vir 12 jaar, jou ystervlakke, kan jy dink hoe sy fisies gevoel? Soos haar fisiese lyfie moes eintlik rarig gaar gewees het, ja. Maar hoe sy, toe Jesus in haar dorp is, dit was net haar aim, na 12 jaar se struggle met een ding, was net om aan God se hem te raak, aan die soem van sy jas. En sy het geweet, dit gaan genoeg wees. En ek dink baie keer, wag ons vir om op Jesus se skoot te sit, maar partykeer is dit genoeg net om aan sy soem te raak. Ja, so ek gaan die vers vir ons lees, want ek wil net ook share wat vanoggend gebeur het, is, Sally het vir ons gebid, en sy het spesifiek oor hierdie vers begin bid, en ek het maar net begin smaal, want ek het al vanoggend 4 uur my Bybel oopgemaak op hierdie selfde vers. So net vir my is so amazing, hoe die Here goeders, if you allow him, how he communicates. And if you allow yourself to listen, dan gaan jy hoor. Die wêreld is so loud. There's so many things that it's right there. The message is right there. The hope is right there, maar ons is te besig. Just then, a woman who had been subject to bleeding for 12 years came up behind him and touched the edge of his cloak. She said to herself, "If I only touch his cloak, I will be healed." Jesus turned and saw her. "Take heart, daughter," he said. "Your faith has healed you." And the woman was healed at that moment. Ek het vir julle gelees uit Matthew 9, verse 20 to 22. So ek het nou die dag nogal, ek luister die Bybel nou van vooraf en toe gaan dit nou heeltyd oor unclean. So daar's 'n klomp, dis nie noodwendig jy doen sonde nie. Daar's 'n hele paar goed wat kan gebeur, dan is jy unclean. En unclean, al wat daai beteken, is jy kan nie na die tabernakel toe gaan daai dag nie, of in die tyd nie. So unclean sal wees, jy kan iets gevat wat dood is, of jy bloei is in jou maand siklus. Of jy die malaats, daai siekte. En dan is jy unclean. En dan mag niemand aan jou vat nie, en jy mag nie op 'n bed lê waar ander mense gaan lê nie. En as jy die malaats dan moet jy uit die kamp uitgaan. Ja, you are separated from society. So, en hierdie vrou was nou unclean vir 12 jaar. Vir 12 jaar. En sy mag nie aan mense vat nie. So sy het 'n baie daring ding hier gedoen. Want sy was in 'n crowd gewees. Want ek waarvoor sy in kon tronk toe gaan op daai stadium. Jy mag glad nie as vrou tydens daai tyd, as jy op jou siklus was, mag jy nie aan 'n Jewish man gevat het of enigstens kontak gemaak het en jy kon gestraf geword het of ja. Dit was daai level van braaf. Of desperaat, in desperaatheid. Desperaat, dit was haar laaste hoop 10-1 gewees. Want daar's ander verse wat sê, sy het al haar geld op dokters spandeer. En niemand kon help nie. En baie keer gaan spandeer ons eers al ons geld op dokters.
Okay, Rihanna, daar het jy hom. Ek dink dit is so waar. Ons is getrain, ons word gekondisioneer en ek dink veral ma's baie erger of vrouens, maar sorteer dit gou uit. En jy kan, jy weet, jy het nou toegang tot inligting, jy dalk die financial means of jy het means tot mense of jy het access tot goed, sorteer dit gou uit. En ek dink 'n mens raak amper soos wat jy oefen en jy oefen meer en meer, dit raak amper 'n gewoonte om dit self uit te sorteer, want ons oefen om nie self-sufficient te raak. En ons word, ek meen, van kleins af is dit maar girls is independent, as ek my dink, al die girl movement en feminisme, en ek is baie pro-vrouens, maar ek dink, daar is toch die onkoste daarvan, is dat ons baie keer vergeet om ons afhanklikheid van God te gaan oor die klein goed ook. Ek wil so ver gaan om te sê, 'n simptoom daarvan is isolasie. Dit lei na isolasie toe, want jy raak so self-sufficient. Jy raak so onafhanklik deesdae. You don't need the community and you don't need God. En nee, natuurlik, jy dink jy konwins jy, soos jy sê, ons word geprogrammeer om te glo naderhand dat ons doen nie. Totdat daai hardship kom en hy handel vir jou, daai storm kom en hy handel vir jou, dat jy en die mense om jou weet, jy was nou gehandel. So ek dink 'n groot simptoom van daai wat Rihanna nou gesê het, is isolasie. Want hoe meer geld ons maak, hoe minder het ons mense nodig, want jy kan net geld na die probleem te gooi. Hoe meer jy na dokters toe draai, hoe minder het jy gebed van jou vriendinne, in plaas van draai en sê, ek gaan nou dokter toe, julle moet nou bid. Gaan ons eers dokter toe, en dan eers van jy die 5de dokter het, en dan sê soos, ek het daai groepie, Wat ek aankom het. Wat groepie? Dit was iets met 'n blom, wingerd. Kom ons message julle, want nou is ek desperaat. Where it should have been that. Dit moes wees, wingerd, hallo, ek's Nana. Ek is nou op pad na dokter nommer 1 toe. Bid asseblief vir wysheid, bid vir genade, bid vir... Ek wil gou daar inhoek, nee. Ons het so 2-3 weke terug, dalk 'n maand terug, het 'n vriendin my boodskap gestuur om te sê, kan ons asseblief vir haar bid? Maar seentjies gaan deur hardship, as gevolg van 'n klomp redes en goed. En toe ek moet daar incheck, ek het dit gepost op die groep, en ek weet nie of mense regtig vir haar bid of nie, maar ons het gevra bid vir 'n vriendin of 'n mamma. Het sy vir my gesê, sy kon fisies voel, daar is mense wat vir haar bid. Het sy het vir my gesê, dat goed ontsluit of verander, wat vir 'n lang ruk nie so was nie, en sy kan sien daar's deurbraak. En ek dink baie keer underestimate ons net die krag van gebed en die krag van mense wat saam bid, en ons raak so vasgevang in, dis my probleem, ek moet dit nou uitsorteer, ek gaan 'n oplossing kry. Dis Dr. Google of regte dokters of dis geld of dis wat ook al. Partykeer vergeet ons van die krag van gebed en die krag van mede-Christene met die vrouens om ons fellowship. En Ariana, ons het jou gevra of jy daar vanoggend ook bietjie met ons kan kom chat oor wat gebeur het die jaar met die wingerd en wat is jou eie ervaring en journey rondom dit. En ek dink dis 'n baie groot saak van geloof. En jy het immers dit vir ons afgeskop daai aand met jou storie. Die eerste dag. Ja, so, het is eintlik crazy dat ons nou hier is, aan die einde van die jaar, en die wingerd. Dit sou die eerste een gaan, in my kop, nee. Ja, en ek dink die eerste een, het eintlik maar uitgesprei uit, ons het daai gebedsgroepie gehad by Palais, en ons was baie lief van mekaar daar, en ek dink ons almal het begin voel iets. Ek het hom gemis, ek het daai groepie gemis hierdie jaar, en ek het vir myself gesê, volgende jaar, as hulle dit nou nog steeds in daai selfde timeslot gaan hou, daai kliënt gaan geskei word, want ek het 'n kliënt in daai tyd gehad, Susan, jy gaan donderdag begin
skuif. Ek is nie besig om te beskikbaar, staan. want ek kon daai Missie. fellowship voel. Dit was soos 'n stuk koek wat uit my lewe uitgespat is en ek kryf daai stuk koek. Ek soek hom terug. Ja. En ek het actually vir my man gesê ek gaan dit weer moeite doen volgende jaar om te join, want soos jy nou gesê het, mens dink jy kan. Jy dink jy kan en dit is ook die duiwel wat vir jou want hy wil jou op jou eie hê. Because then the lion that prowls in the night can devour you. Verseker, as leeu's jag, daai enetjie wat nie by die top staan nie, is nou hy. Daai is ook nie kan. Okay, maar anyway, Reinhard Bonkie het een keer 'n preek gehad oor die klippe in die rivier wat Dawid gaan optel het. En toe sê hy, daai klippe is ons en ons word gewas deur die rivier en ons skuur op mekaar en dan word ons gladde klippe wat Goliat aanvat. Maar in geval, so dit was uit palet uit, toe ek het ook so 'n angs in my gekry van wat gaan ek nou op Vrydag doen, wat gaan met my gebeur sonder hierdie mense. En toe het ek gedink, ons gaan nou maar net aangaan met dit en ek het jy nou 'n approach. En toe sê ja, kom ons doen dit. En toe is ons dan jy saam met Karen daai dag. Toe is ons by Karen en toe sê Karen, dit is nie maar dit is nie. En toe is ek en dieselfde is, Bietjie offended. Ekskuus tog. Toe sê sy, wat dit gaan wees, dit gaan eerder een keer 'n maand wees of een keer 'n kwartaal wees en dit gaan 'n dieper ding wees en dit gaan vrouens vol maak, wat cool was, want ons was die palet Vol word Vrydag. Vol word Vrydag. Gaan vrouens vol maak. En toe was ons op daai stadium het ons 'n vrouaand 'n jaar gehad. Nee. Dit was die initial plan wat jy met ons geshare het. Ja, vrouaand 'n jaar. Maar en dit was hektiek. Het is ons sê, okay, kom ons doen hierdie jaar 4. Kom wat van? Een keer 'n maand, een week. Kom ons hou vrouaande. En so die eerste een, die stuk ons nog 'n spreker en whatever en ek vertel vir myself, ek dink dit gaan oor saad gaan en hierdie en ek so geïnspireerd en sy sê miskien moet jy die spreker wees. En toe Let's start in-house. En ons het genooi en toe kom mense, hoe dit gebeur. Nee, ek laat uit die hoendervleis. Ek kan nie sien onder my knie val nie. Maar nee, daai was net vir my aan die begin van die jaar, baie vroeg in die jaar het God opgedaag en vir my gewys en gesê, Sissie, kyk, ek is in beheer. Dit wat jy dink jy doen, move along. Kom uit die pad uit. Ons het letterlik, en ons het dit aan hulle gedeel, maar die week voor die event, en ons het nou klaar deposito betaal en non-refundable en kos gereël. En daar was 11 mense wat kon die Vrydag voor die funksie, die volgende week Woensdag op Donderdag 11. Ja. En ja, ek was baie sterk van opinie moet dit kanselleer en toe maar hierdie jaar het jy dit bietjie oorkom. Ek het dit oorkom. Jy het oorkom. Okay, dit werk nie, kom ons kanselleer, want dit was nogal het sy dit oorkom. Sy vra die een wat dit nog nie oorkom het nie. Wil jy wil kanselleer? En nee, as dit kom by die podcast goed, Zali is net let's en ek sê sy het dit oorkom. She's good. Victory. Maar dis nog 65 mense die eerste aand en kyk, toe dit nou weer in my menselikheid iets gekweek van ons bou sukses. Ons glory, maar ja, ek het nou net van die soulvol en ons daar weer en toe kom God in sy wysheid weer en handel my completely met ons 18 mense of 22. Ek weet die derde, maar ekskuus ja, maar ja, ek het nou interrupt. Nee. Maar ek dink dis net deel van ons het op 'n stadium te besef dit is nie ons ding nie, dit is God se wingerd. Hy is die wynstok. Ons is net lote. It's not our thing. Ons het die voorreg om deel te wees van die journey en ons het die
voorreg om te sien en te weet wie is die wingerd, ja, maar dit is nie ons ding nie. En hoe lucky is ons dan? Riona, ek wil ook vra, toe die wingerd van 1 keer 'n kwartaal geskuif na, nou is daar weekliks Bybelstudie. How did that happen? What happened? Tell us more. Okay, Want ek het maar net gesmile toe ek op Woensdag sien. Ek is net so nuuskierig al verlang. Ek dink dit het ook uit 'n onttrekkingssindroom uitgekom van die Palet gebedsgroepie. En ek was nie eintlik seker wat gaan dit wees nie. Ons was vol Woordvrydag en toe aan die begin toe noem ek hierdie gebedsgroepie of Bybelstudiegroepie, ek nog nie geweet wat dit is nie. Toe noem ek dit vol wees Woensdag. Maar wees daar het nie die trefkrag gehad, maar dit wys dat dit is nog wel my hart was aanduidend vas gewees. En toe het na die 3de wingerd aand, maar toe het ek nou al lank en ek het nog steeds nie van die Here gehoor, jy moet dit doen nie, glad nie. Ja. Ek het uit my eie need uit daai ding gaan skep. En toe het ek met diep in die berg gepraat en hulle is toe nou soos, ja, kom, ons is nog nie oop nie, maar ons wil vir julle koffie maak. Woensdagoggende. En julle kan hier in ons restaurant kom sit. En so hulle was toe nou baie oop vir ons gewees. En maar ja, so toe het ek nou gaan sit, so met 1 mens, so met 4 mense, so met niks mense elke Woensdagoggend. So is eintlik maar presies hoe die vorige keer ook begin het by Palet vol Woordvrydag. Partydag was ek alleen, partydag was al 1, partydag was ons stoele bydra. Ja, partykeer was wat dan baie, maar dit het eers gegroei en ek dink eintlik dat dit is hoe die Here werk, dink ek. Dit is hoe saad. Dit is baie klein en dit is hoe goed begin. En dan naderhand het jy hierdie vulnerable saailing wat nou hier uit die grond uitbreek. So hy's sterk, maar hy's vulnerable, die wind die weer. Maar dan voel ek my hou nou maar net aan. 'n consistency, as jy dis wat met Palet vol Woordvrydag pitch jy nou maar net. Pitch bid, berei voor en dan naderhand gaan dit iets gebeur. So en toe sit ek by iemand. Okay, so nou weet ek nie wat dit is. Ek vra nou maar elke Woensdag hoe gaan dit en dan is daar iets wat ons kan bid. Hier kom 1 mens, hier's 2 mense, maar en ek berei so 'n bietjie ietsie voor, maar ek weet nog nie wat verstaan. En toe begin die Here hierdie ding toe actually nou vorm. Oor die laaste maand het daar nou 'n vorming ingekom. Ek het by een van my vriendinne gesit wat ook eintlik my beraader is. By haar gesit en ons is klaar met my sessie en dit was nogal nie 'n mooi sessie nie. Ek het soos alles wat lelik is amper in my 'n offline session op display gesit. En toe ek klaar is met hierdie, so dit was so hierdie hierso's transparent, hierso's Rihanna donker en whatever. Naked and afraid. Naked and afraid. En ek het al hierdie tyd, en toe ons klaar van die sessie, toe bid sy, en toe sy klaar gebid is, toe sê sy, moet ek en jy nie 'n Bybelstudiegroepie begin nie? En toe sê ek wel, ek gaan vir 'n voice note stuur. Nee, ek gaan nie nou iets sê nie, geef my net 'n oomblik. En ek is die huis toe en ek sê wel weer, ek daag op, elke Woensdag. Jy is welkom om te kom. Kom ons daag saam. Kom ons daag saam. Ja. En toe kom sy, en van daai oomblik af, toe is dit 'n Bybelstudiegroepie. Toe is dit nie, ons weet nie wat dit is nie. Toe is dit 'n Bybelstudiegroepie en die naam het verander van vol wees na lote. En toe laat ek net daai, toe sê ek iets dit maak nou baie meer sin. Want lote is ja. En hy is in die Die waarheid. En dis die wingerd. Ja, en ek wil hê dat daai moet deel wees van die wingerd. En maar ek dink net wat mens kan sê van 'n loot
is hy hoef eintlik glad nie te fokus op vrug, en hy hoef nie te fokus op blom, hy hoef nie te fokus op harvest, waarop die lood fokus is Die wynstof. waar is ek ingeplant, Ja. en waar kry ek my krag, en waar kry ek my kos, Beautiful. en dan, Dana, ek wil gou twee goed as jy praat net byvoeg, en dis goed wat nou net in my hart val vanoggend, is, daar was baie van die vriendinne wat in Palet was en ander skole was, Ja. maar dit is vir my net ook 'n herinnering van partykeer sit God jou, of is jy iewers vir 'n seisoen, want niemand is vandag meer in daai skool nie, almal se kinders is Ja. ouer en is in ander Dis skole waar. en so aan, maar partykeer is jy in 'n seisoen en daar's goed wat in daai season gebeur wat God amper ontkiem of groei. En ek dink amper 'n natuurlike ding sou wees toe ons almal nou aanbeweeg na ander skole toe dat dit ophou. ja, Maar as daar iets is wat God bou of weef, Jy kan nie net ander weeg nie. ja, en dan in spite of wat die wêreld sê, want ons is nou almal in ander rigtings in, so Ja. die Ander natuurlike skole. ding is dit moet nou opbreek. En dit hoef nie. So dis nogal die een ding wat net land. Maar die ander vers, en ek wil nou dink, ek wil nou soek, maar ek gaan nou seker nie kry nie, is daai vers wat net praat oor ek skaam my nie vir die gospel nie. Ek skaam en dit laat my so dink aan dit wat jy doen, Rihanna, dat jy by Palet, dat jy by diep in die berg, dat jy bereid is om op te daag, want is jy alleen? Nee, ek is bereid om op te daag as ek weet op iemand. Jy is bereid om alleen op te daag. Verstaan jy, want dit is wat God op jou hart druk. En dis my net so mooi, ek dink weer aan David, hy was bereid om op te daag. Verstaan jy, alles het gesê, John, het jy gesien, dis 'n reus. Verstaan jy, die beste fighter, die beste man in die army met experience, kry hom nie dood nie. Wie is jy? Jy het 'n klip en van jy is eintlik jy in die veld wees. en 'n slingervel is 'n belaglike, Exactly. Ja, ek it's not dink dit sou gonna... beter gewees het. Dis soos om te It's sê, not ek the gaan best daar stap weapon met 'n of nerf kan. Verstaan jy? Ja. Dit is nie belaglik, want dan kan jy daar 'n mik. Ja. Maar ja, dis net iets wat vir my byval altyd. Ariana, is jy is bereid om op te daag, al is dit net God wat jou ontmoet. En ek dink in die wêreld soek ons bietjie, ek sal kom as my vriendin gaan. Ja, en ek dink hoekom, as ek nou vir jou antwoord kan gee oor hoekom, is ek het nogal die les van bereid geleer, 'n paar jaar terug, waar ek was glad nie in 'n toestand, ek was glad nie in 'n toestand, Jy was eintlik in 'n toestand. ek was in 'n toestand. Ja, van net sê, jy was in 'n toestand en glad nie in 'n toestand om bereidwillig te wees nie. Ja, dit is al wat ek kon wees, maar ek het nie 'n skill, ek het op daai stadium was ek lui, warm Christen, ek was in 'n woestyn, ek was in paspoorte, my siekie het nie ophou skree nie, dit was, You were hanging on a thread. Ja. Garen. ja, gaar. En toe het die Here my geroep vir dit, en dit was nie 'n skree nie, dit was 'n nudge. En ons kan nog baie praat oor 'n nudge, as ons wil. Maar ek het daar gesit, ek was by die gebedsgroepie, en hulle het afgesluit, hulle het gesê, ons gaan nie verder nie, dit is klaar, en na 'n paar weke niemand gekom het, die leier immigreer, sy gaan Australië toe, dit is klaar, en ons het ons oop toegemaak en ons begin bid, en die gebed het gedraai. Die gebed het gesê, moenie laat dit ophou nie, Here, stuur vir ons iemand, en terwyl hulle dit bid, voel dit vir my, dis jy, ek is Rihanna? ja, ek is nee, dit is, nee, Ja. dit is onmiddellik, ek en my man beklei, ons is in skuld, ek, die kind, die huis, ja, die huis is op sy kop, ek is op my kop, dit is 'n gemors, en dit is ja, en omdat ek toe bereid, toe sê ek is bereid, want that's it, jy weet, ek kan nie meer gee as dit nie, as daar dan iets moet gebeur, laat dit gebeur, en daai aand toe lees ek 'n versie wat sê, as jy 'n geskenk verdedig, en jy met 'n bereidwillige hart, dan aanvaar hy dit.
Chill. En dis ek soos, hy gaan nou hierdie lauwarm toestand, woestyn, swerweling, aanvaar. Die koffie is koud en ons tyd is verby. Maar join ons asseblief volgende week waar ons gaan gesels met Rihanna oor hoe jy by die Here se voete kan gaan sit. Al hang jy net aan 'n draadjie, al is al jou hoop op 'n laagtepunt, hoe die Here ons nog steeds kan vul en hoe ons in die nuwe jaar kan gaan met rustige harte. Baie dankie vir die koffie. Dit was great om jou te sien. Sien julle volgende week.